Raak ernstig met hierdie God, nie net hier binne nou nie. By Woensdag, as jy verby die sonde loop, moet jy nog steeds ernstig wees. Maar as jy nie deur die week Bybel lees nie, dan kan jy nie wees nie. Hebreërs. En toe ek Hebreërs 13 sien, toe dink ek, ja, God het eendag al met my gepraat. Staan net goed daar. God het al eendag met my gepraat, toe mense klomp bitcoins koop. Nou of jy hom koop of nie, ek het nie teen jou nie. Daai dag mag ek hom nie gekoop het nie. Het God gesê, jy koop nie. Toe kry ek persent. Toe antwoord hy my uit Hebreërs 13. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kry dit in swak op mond in 'n kamer, kom uit, ek sê nee. En daarna toe val almal sin plat, wat dit gevat het, maar ek wat dit gekry het, my vrou ry nog vandag in die kar. Net om vir jou te sê, woord kan jou uithelp as jy luister. Woord kan jou volmaak. Te min woord kan jou in die vlees vat en in die hel laat beland. Net so omslaan nou. Ek kyk in Hebreërs 12. En hierdie plek, hierdie hoofstuk is so vol boodskappe. Rig op die slap hande en al daai goed, maar ek wil nie daar gaan nie. Maar hoor gou. Julle, nou moet julle my hoor. Julle wat sê, ja, maar as die drank so voor my staan, as die tik voor my staan. En hoor gou mooi, mag dit wees, laat party se ore dit vir die laaste keer hoor. Dat hulle daarna sal luister. Maar dat dit ook 'n laaste keer vir jou is, as jy nie luister nie, dat God nou maar met jou deel. Hoor hierdie woord. Want as party mense, jy moet met hulle ore oor praat oor pond, jy moet hulle ore oor praat oor drank, ore oor praat oor buite huwelike, jy moet ore oor met hulle praat oor tik, oor en oor en oor, met rook. En hoor wat sê hy? Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Niemand van julle, omdat julle nee sê vir die sonde, het begin bloei nie. Hy het gebloei vir jou sonde. Jy moet luister en nie nou staan en help nie. Dis heilige oomblikke. Julle is vervelig party met God se woord. Maar God jou verstand open dat jy dit verstaan in Jesus naam. Hoor gou hier wat ek sê. Niemand het nog ten bloede, as jy nee sê vir 'n sigaret, jy begin bloei jy later. Omdat jy nee sê vir hierdie sigaret. God sê, hoor nou vandag, in Hebreërs 10, want as ons opsetlik sondig, soos 'n ou elke vakansie gaan tik koop, as 'n ou kort pond kyk, as 'n ou kort drink, elke dag 10 keer 'n sigaret opsteek, dis opsetlik. Jy sien, as ek met God se woord besig is, moenie vervelig voor my raak nie. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, jy het die waarheid se kennis ontvang, stop met jou rook, stop, en ek hoor hierdie week weer, dat 'n pastoor sê, Roy sal nie op sy kansel wees nie, want hy preek sonde. Jou vernoot van Satan. Ek wil nie daar wees nie. Want jy's 'n vernoot van Satan, as jy nie teen sonde is nie. Die ander een sê, vir mense, hulle stuur vir my WhatsApp die week, sê, hulle het geopen, ek het die storie nou 'n halfbeet, elke oggend, toe word hulle gestop. Jy nie vir my vertel, hulle is gestop, omdat hulle nou begin oor sonde praat het, of gesê het, moenie sondig nie. Dis 'n mega church. Ek is nie teen mega churches nie. Ek glo as jy werk, dan gaan jou kerk mega raak. Maar hoor gou mooi. Hoor gou mooi. As jy te modern geraak het, dat jou tiendes moet inkom, en mag elke pastoor wat so redeneer dit hoor, jy's liewer vir tiendes, as 'n siel wat in die hemel moet inkom. Jy's 'n vernoot van Satan. Hoor wat sê hy? Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, jy die kennis ontvang van die waarheid,
bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Het kom nou by my op. Pastore sê, ek hoef nie oor sonde te preek, hulle weet hulle doen verkeerd. Jy hoef dan ook nie oor tiendes te preek, jy hoor. Hulle weet hulle moet tiendes gee. So stop om oor dit te preek. Jy hoef eintlik nie meer te preek nie. Geef hulle Bybel, hulle weet wat, hulle like daai ding sê, ek hoef nie daar, man, jy's net slap. Dit is hoekom jy nie dit doen nie. Maar hoor gou, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Jy wat moetswillig aangaan, God sê moenie vanaand kom bely nie. Hoor julle wat staan nie? Nuwe Testament, Hebreërs, ek glo Paulus het hom geskryf. Hy sê, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Hierdie God sê dit in die Nuwe Testament. Ek wil net gou vir jou spring. Jy wat sê God straf nie meer in die Nuwe Testament. Hebreërs 12. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Staan nie met 'n stok en hy slat jou vir minkie. Ek gaan niks daaroor sê nie. Maar hoor gou mooi, hy tugtig, hy dissipline vir jou, hy praat mooi met jou, maar as jy ook die ore het, jy weet ek nou nie. Hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaak het. Jy weet so sê, hoe hou jy op? Nou die dag weer doop ek mense, ek is nou klaar met rook oom. Net daarna begin rook hulle. Moenie kap die ding nie. So, ek wil nou vir jou sê, in die naam van Jesus, raak ernstig met hierdie God, nie net hier binne nou nie. By Woensdag, as jy verby die sonde loop, moet jy nog steeds ernstig wees. Maar as jy nie deur die week Bybel lees nie, dan kan jy nie wees nie. Ek sê nou vir julle almal wat rook en suip en hoer en pon kyk, julle skeep God se woord af. En julle teer vir julle pad hel toe. Besluit vandag, wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan? Ek sluit af met hierdie. Is jy by die berg Sinaï? Is eintlik 3 berge wat ek oor wil praat, maar is 'n preek op sy eie. Is jy by die berg Sinaï of Sion? Ek gaan Golgotha nou eers uitlaat. Sion staan in Jerusalem. Dis die verbondsberg met ons in die Nuwe Testament. Sinaï is die verbond van die wet. Vanoggend wil ek vir jou vra, is jy by die wet van Sinaï of as jy by Jerusalem, by Sion? Die vrymakende krag van Jesus, wat steeds reëls en regulasies het, maar nie 'n wet vir redding het nie, maar die bloed vir redding. Kom ons bid. Vader, wanneer ons nou musiek speel, en ons salf met olie, Here, ons gaan nie by iemand stil staan nie, ek gaan nie, terwyl ek salf hier op TV ook, u gaan aanraak in die sitkamer by die werk, waar iemand kyk, u gaan nou aanraak. U Heilige Gees gaan met krag kom, en my gebed is hierdie kruis nou vanoggend, hierdie 4 kruise, dat mense nou aangeraak word, om hulle mond oop te maak en Jesus te verkondig. Hulle kan 'n sigaretsmaak verander. Chesterfield, so tippet, Here, praat hulle. Ek rook Camel, dan is hy nou kameryk. En as hy sê, Wawa rook, is hy arm. Want die sigarette het hom al arm gemaak. Maar Here, dan spog hulle met hulle smake, maar hulle weet nie wat is Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dit weet hulle nie, Here. Ek drink kasel en ek piepie lyn. Tippet. Ek lees die woord van God. Ek lê my hande op siekes en hulle raak gesond. Jy moet vandag besluit, wil jy 'n sonde tippet wees? Of wil jy vir Jesus wees? Here, wanneer ons nou salf, die wat wil, laat u krag val. Here, ons voeg nie, hierdie olie kom uit Kanaan uit. En dit is lekker om vanoggend te sien, ons het olie van die Holy Land. Maar ons maak niks, waterolie nie,
Ons maak nie olie holy nie, ons het the one that is holy, and that is God. Only God is holy. Maar is vir ons lekker, Here, as ek 'n broodjie kan eet met nagmaal wat ek die meel in Israel gekoop het. Ek geniet ook u dinge. So, hierdie is nie holy oil nie, maar die gehoorsaamheid van Jakobus. Is daar iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing, sê die laaste hoofstuk. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die sieke sal, nie miskien nie, gesond word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond word. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het gebid dat dit 3,5 jaar nie moes reën nie, en dit het vir 3,5 jaar nie gereën nie. En Elia het weer gebid, en dit het gereën. Wanneer een sondaar hom van sy sonde bekeer, is daar party, dis my eie vertaling, hy laaste vers, is daar party in die hemel. Amen. Kom ons loop.